Hallo julle almal. Om lekker warm hier binne terwyl dit koud is al buite, né? Ja. Ag, ons is so dankbaar. Ek dink julle het sekerlik agtergekom terwyl ons gesing het alles. Die tema vir oggend is die Heilige Gees. Dis Pinkster. Julle kan onthou so 10 dae gelede, die donderdag aand het Andrei vir ons die hemelvaartdiens gedoen en 10 dae daarna, nadat die disippels bymekaar gekom het, verenig het in gebed daar in Jerusalem, is die Heilige Gees uitgestort en ons verwys vandag na dit as Pinkster. Dit was die Pinksterdag wat God se Gees gekom het, is die geboorte van die kerk, is die kerk se verjaarsdag vandag. Ek weet nie of Brenda vir ons almal koekies gebak het daarvoor nie, maar ja, dit is die kerk se verjaarsdag en die begin daarvan, maar dit was nie iets wat daar die dag begin het nie. Die uitstorting van die Heilige Gees en Pinkster is 'n gedagte wat baie vroeg in die Bybel al vir ons kom. Dis nie dat God later nie geweet het wat hy moet doen en hoe hy dit gaan doen en toe besluit hy, okay, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, nou gaan hy sy Gees kom uitstort op ons nie. Ek wil vir julle eers een vers lees net en okay, kom ons bid net saam voordat ons begin. Daar's dit. Here Jesus, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om op 'n Sondag soos hierdie hier by mekaar te kan wees, om u woord te kan ondervind en ervaar hoe dat dit werk in ons lewens. Here, terwyl ons vandag, Here, in die besonder omdat dit Pinksterdag is, Pinkstersondag is, val die klem opnuut op u Gees, maar Here, dankie dat u Gees in ons woon en in ons werk, soos ons gesing het. Dankie dat u Gees, dat wanneer dit vir ons voel, het ons gesing in daai eerste lied, as die water te diep is, dis juist dan, wanneer u Gees in ons werk. Here, en u is besig om ons voor te berei, dat ons vir ewig saam met u in die ewigheid kan wees. Dankie vir die werk van u Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. Dankie vir die inspirasie van u Heilige Gees, reg van die begin af, in die bymekaar stel van u woord. Dankie dat dit u Gees is wat u woord vir ons geskryf het. Dankie dat dit nog steeds u Gees is vandag, wat lewe in hierdie woord kom inblaas. Terwyl ons na dit luister, terwyl ons dit lees, dan kom skyn u Gees die lig daarop en help u Gees ons om te verstaan wat ons lees en verstaan hoe om dit toe te pas. En dit is u Gees wat ons in staat stel om te lewe elke dag op 'n manier wat u hart gelukkig en tevrede maak. Here, dit is u Gees wat ons kom seël het met daardie waarborg dat u ons naby aan u hart hou tot daardie dag wanneer u kom om ons te kom haal. En Here, mag ons onsself kom verlustig in u en in u groot plan opnuut vanoggend met ons, terwyl ons so dankbaar is vir dit wat u kom doen het in ons, vir ons en ook deur ons die enorme voorreg te gee dat u Gees in ons bly. Here, ons besef ons is nietige, swak, vuil, ondankbare, sondaar harte. Ons is 'n gebuigde en 'n krommende, verdraaide geslag. En Here, u het gekies dat u Gees in ons hart kan kom woon. Ons verstaan dit nie, Here, dis so ver bokant ons vuurmaakplek, dat wanneer ons aanjaag en 'n gemors maak, dan kom u na ons toe. En u kom neem u intrek in ons hart, u kom woon in ons, deur u Gees. En ons het die voorreg om daarna kinders van God genoem te kan word, en 'n pad met u te kan stap. Here, ons verdien dit nie, ons besef dit vanoggend, ons erken dit, dis genade, maar baie dankie vir u Gees. Mag u Gees ons kom lei en ons kom seën terwyl ons nou na u woord toe draai. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle sal onthou as 'n ou begin en jy lees daar van Genesis, van die skepingsverhaal,
dan sê die skrif vir ons dat die Gees van God het oor die aarde, of het gesweef, daar was nog nie 'n aarde, het gesweef en beweeg. Die Gees van God het baie kere, dink ons, en in die tyd waarin ons lewe, daar het 'n geweldige klemverskuiwing 'n paar jaar, 'n hele paar jaar terug, binne die Christelike kerk gebeur, en daar het 'n ongelooflike klem, eintlik 'n onnatuurlike hoeveelheid klem het begin skuif na die Heilige Gees toe. Die Heilige Gees, Jesus het gesê, die Heilige Gees het hy gestuur ons om Jesus te verheerlik. Die klem van die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees, het God nooit bedoel, die Vader het nooit bedoel dat die Heilige Gees hierdie klem moet kry nie. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor Jesus Christus, die Seun van God, wat ons verlossing vir ons aan die kruis gebring het. En daar was hierdie sterk oorbeweging, daarom is daar baie keer in ons gedagtes, as ons begin praat oor die Heilige Gees, amper wil ek sê, 'n versigtigheid rondom dit, want, nee, want dit is in baie gevalle te ver gevat, na die ander kant toe, baie dinge wat glad nie tuis hoort in die kerk nie, het gebeur en het was toegeskryf en het word toegeskryf van, dis hoe die Gees van God werk, dis alleen hoe die God van Gees werk. As dit nie manifesteer nie, as jylle nie so maak nie, dan het jylle nie die Heilige Gees nie. En ja, ongelukkig is dit 'n klemverskuiwing, wat die vyand ook gebruik het en gewig en momentum aangegee het, juis om te sê dat wanneer iemand praat van die Heilige Gees, ons sê, dis nie ons daai nie, nee, ons staan stil as ons praat, ons staan stil as ons sing, ons is nie bo op die banke, onder die banke, in die plafon, buite, onder die boom, nee, ons. En dit weerhou baie van ons, glo ek, om te besef wat die Heilige Gees regtig vir my en jou wil doen en kan doen en gaan doen. Want die Gees wat gesweef het in die begin, die Gees van God wat daar was toe dit geskep is, in Lukas 24 vers 49 sê Jesus vir ons reg van die begin af. Nou hierdie goed, as 'n ou kyk na die wêreldse geskiedenis en ons geskiedenis en skepping en al hierdie goed, dan dink 'n ou partykeer van hierdie goed het God onkant gevang. Jy weet, dit het gebeur en dit het gebeur en dit moes nooit gebeur het nie. Niks het God onkant gevang nie. In die hart van God die Vader was daar van die begin af vir sy skepping hierdie begeerte, dat die mens wat hy gaan skape, gaan in gemeenskap met hom lewe. Dit was sy begeerte. Dis hoekom God die mens gemaak het, dat hy gemeenskap met die mens kan hê, dat hy een kan wees, dat hy saam met sy skepping kan lewe. Maar God in sy alwetendheid en in sy wysheid en in sy voorsienigheid wat hy geweet het wat gaan gebeur, het besef hierdie plan van hom gaan met die eerste 2 mense al ontspoor. Maar sy hart is en was van die begin af dat hy saam met die mens sal woon. En hy het hierdie belofte in sy hart wat hy gee hier in Jesus, net voordat hy opgevaar het hemel toe, in Lukas 24 vers 49 sê Jesus, en kyk, want hy gaan nou op hemel toe, hy sê, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Dis die Heilige Gees. Hy sê, as ek in die hemel is, dan stuur ek die belofte van my Vader op julle. Hy sê, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy stuur die belofte, die Heilige Gees is die belofte van sy Vader. Wat se belofte was in sy Vaderhart van die begin af? Hy wil by sy kinders woon. En hoe gaan hy dit doen? Deur sy Heilige Gees. In ons harte gaan hy in ons woon. Dis waar Jesus 'n werklikheid in ons gaan word. Dit is waar God deel word van ons lewe. Dis waar my perspektief
verander, dat ek anders kyk na die wêreld en na die mense rondom my. Want God die Vader het 'n belofte gemaak aan die begin dat hy sal die mens nooit oorlaat aan homself nie. En dis die belofte wat Jesus sê, wat sy Vader sal stuur. As hy in die hemel kom, stuur hy die belofte van sy Vader op ons. En dit is presies wat gebeur het in Handelinge 1 vers 4. Lukas skryf daar weer, hy sê in Handelinge 1 vers 4, en toe hy Jesus nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. So hy sê weer, dis die belofte van die Vader, dat die Gees op ons gaan kom. En dan Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Wanneer hierdie belofte van die Vader kom, sê Jesus vir hulle sê, julle gaan, as die belofte kom, as die Heilige Gees kom, julle gaan krag ontvang, en weet julle wat gaan gebeur? God gaan begin deur julle, saam met julle, in julle, om sy wêreld te herstel, soos hy dit wil hê. Dat die wêreld sal weet, hoop en vrede is net in die persoon van die Here Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Almal van ons het miskien nie daai voorreg gehad nie, maar van ons het in 'n huis groot geword, waar ons 'n pa gehad het, 'n vaderfiguur, wat ons geweet het, as hy 'n belofte gemaak het, het hy dit gehou. Ek kom uit so 'n huis uit. Dat as my pa ding gesê het dit gebeur, want hy het dit gedoen, dat hy agteroor gebuig, om dit waar te maak, vir ons as kinders. Vir my is dit nie moeilik om te glo, dat 'n vader maak 'n belofte en hy hou dit nie. Vir almal van ons is dit miskien nie so maklik nie, maar ek wil vir jou sê, jou Vader in die hemel het hierdie belofte gemaak, dat hy sy Gees gaan stuur, om op Pinksterdag na hierdie wêreld toe te kom, en die wêreld sal nie weer dieselfde wees nie. En ons wat aan hom behoort, sal daarna ook nie weer dieselfde wees nie. En hy het sy belofte waar gemaak. Hierdie belofte van die Vader. As daar min dinge is in hierdie lewe waaraan jy kan vashou, dan wil ek vir jou sê, hierdie is een van hulle wat jy kan vashou. Die belofte van God die Vader, dat hy gesê het, hy gee sy Gees om in my en jou te kom woon, om ons krag te gee, om getuies te kan wees, krag om sonde in ons lewe te kan oorwin deur die bloed van die Here Jesus. Krag in ons lewe te kan hê om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe. Krag in ons lewe om deur dit en wie en wat ons is aan hierdie wêreld te kan wys. Hoe lyk 'n lewe wat deur Jesus verander is? Die belofte van die Vader wat hy vir ons sal stuur. En dit is wat ons herdenk vandag. Brenda, ek dink nie ons wil elkeen net 'n cupcake hê nie, ek dink ons wil elkeen 'n massiewe koek hê daarvoor. Want dit is iets om te celebrate, om te besef dat die belofte van die Vader het waar geword, en ek en jy is die beneficiaries, wat sal jy sê, die bevoorregtes, om dit te kan ervaar. In die Ou Testament het hulle dit nie geken nie. Die Gees van God het hier en daar op iemand gekom, hy het op Samson gekom, en hom toegerus vir 'n taak, en dan het hy hom onttrek. Ek en jy het die voorreg, ons het die belofte van die Vader, dat sy Gees in ons hart en in ons lewe woon. Lukas 14. Daar so baie, nee, ek is nou by Lukas, ons is by Johannes, Johannes 14. Johannes 14 en Johannes 16 is waar Jesus saam met sy disippels gepraat het oor die Heilige Gees. En hy het vir hulle vertel van hierdie belofte van die Vader wat gaan kom. Dit was nie vir hulle 'n verrassing nie. Hulle het geweet, hy het hulle harte voorberei, hy het vir hulle lering gegee, dat wanneer die Heilige Gees kom, hulle gaan weet hoe dit gaan lyk, wat dit gaan wees, wat die invloed en die impak op hulle lewe gaan wees, en wat daar dan van daar af verwag gaan word van hulle as sy disippels, nadat hulle die belofte van die Vader ontvang het. In Johannes 14 en Johannes 16 gaan ons by stil staan, en dan is daar 'n gedeelte ook in Korintiërs,
wat Paulus praat van die gawes van die Gees, wat deel is van hierdie belofte van die Vader, wat hy vir ons gee. Nou, net om julle harte gerus te maak, ons gaan nie vandag oor alles praat nie. André was gewillig, hy het vir my gesê, is reg, ek kan volgende Sondag in deel 2 praat daarvan, so julle hoef nou nie te worry nie, ons gaan nie, ons is daar in 2 Sondae besig met dit. Maar kom ons lees, wat Jesus vir hulle sê hier, in Johannes 14, vanaf vers 15, hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid. Onthou julle wat het hy gesê daar in Lukas 24? Ag, ja, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, en hom nie geken het nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees, die Heilige Gees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, sê Jesus. Hy sê, maar Jesus sê, ek kom weer na julle toe. Hy kom weer na my en jou toe deur die Heilige Gees. Dis die wonder van die belofte van die Vader, dat Jesus, wat opgevaar het hemel toe, kom weer deur die Heilige Gees, en hy kom woon in my hart. Wanneer ek en jy tot bekering kom Jesus, is hy deel van my en van jou lewe. Hy kom woon in ons hart. Hy sê, ek sal julle nie as wese, ons sal nie weeskinders wees nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag wanneer die belofte van die Vader kom, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom. Ons, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons sal na hom toe kom, en by my en jou kom woning maak. Wie is ons? Wie is ons? Dat die God van die heelal homself verbind met 'n belofte om te sê, hulle, God, in sy totaliteit, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, sal in ons kom bly. Ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle is. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees. Ek weet nie wat deur die disippels se harte gegaan het toe Jesus dit vir hulle gesê het nie. Was al baie jare terug, baie ouens wat al die skrif ondersoek het, baie van ons wat dit lees, baie van ons wat dit bestudeer, en wanneer 'n ou hierdie lees, besef jy net, hier is soveel diepte, dat ek en jy in hierdie lewe van ons, en 10 teen 1 in die ewigheid nie alles kan verstaan, wat hierdie belofte van die Vader regtig beteken. Jy weet, beloftes wat ons maak, nee, ek beloof ek gaan dit doen, dan doen ek dit nie. Hierdie belofte, God breek nie 'n belofte. Die feit dat hy sê, hy stuur sy Gees om my en jou hart voor te berei, dat God in sy totaliteit in my as mens kan kom. Wat 'n belofte, wat 'n belofte. Vers 16, sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster. Interessant dat hy praat van 'n ander trooster, want hulle het geweet wat dit is om troos by die Here Jesus te vind. Wanneer hulle goed nie verstaan het, kon hulle hom na hom toe gegaan het. Hy kon hulle vertroos, hy kon hulle help. Dis wat hy gedoen het met Martha en Maria daar by Lazarus
se graf, toe hy sê Lazarus kom uit, wat doen hy? Hy troos hulle harte. Jairus se dogtertjie wat hy gesond gemaak het, Petrus se skoonma wat hy gesond gemaak het, waar hy mense gevoed het wat honger was. Hy het hulle getroos, hulle het weggegaan en gesê, maar ons gaan môre weer om na Jesus te gaan luister. Want terwyl ons daar sit, ervaar ons iets in hierdie man se hart, in hierdie man se lewe, dit wat hy sê, dit wat hy doen. Dis vir ons maklik, dis vir ons lekker om naby hom te wees. Ons vind troos, ons vind aanklank by hom. En Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Want ek dink hierdie disippels het gesê, maar Jesus, as u weggaan, wat van ons? Wat van ons? Ons het ons lewe rondom u gebou, ons het al ons hoop op u gesit, ons het alles verlaat, wat ons kan, ons volg u met ons hele harte wese. Nou sê u gaan weg, wat van ons? Hy sê, ek stuur 'n ander myself, om by julle te kom bly. Ek stuur 'n ander trooster, om by julle te bly, tot in ewigheid. Dis 'n baie interessante woord, hierdie parakletos, wat hulle gebruik hier, in die Grieks, wat verwys hier na die trooster, hier die ander trooster. Dit beteken eintlik maar net, the one called alongside to help and to encourage. Is dit nie wonderlik, die Jesus sê, hy stuur een, wat langs my gaan kom, wat my gaan kom help, en my gaan kom bemoedig. En is dit nie wat ons ondervind, die Heilige Gees doen? Wanneer ons partykeer rock bottom slaan, en die een ding na die ander, voel vir ons loop skeef. Ons weet nie hoe die ding kan verander nie. Dan vind jy net, hier's moed, hier's hoop, ten spyte van 'n donker môre en oormôre daar buite, is hier hoop in jou hart. Dis nie magic nie. Dis die ander trooster wat hy gestuur het. The one called alongside to help and to encourage. Om te sê, dit is die moeite werd. Ten spyte van alles wat gebeur, hierdie lewe is die moeite werd. Om by julle te bly tot in ewigheid. Nooit weer sal julle alleen wees. Sê Jesus. Hy sê, solank as wat julle op hierdie aarde is, sal julle na die koms van die Heilige Gees nooit weer alleen wees. Hy sal by julle bly tot in ewigheid. Jesus het as mens, want Jesus was volkome God, maar ook volkome mens. En dit is vir my die wonder van hierdie belofte van die Vader, dat hy gesê het, hierdie trooster, hierdie one called alongside to help and encourage, is orals tegelykertyd. Die Here Jesus, en dit moes vir hom 'n enorme, en dit was vir hom 'n enorme prys, om te kies om in hierdie liggaam, wat ek en jy het, met al ons beperkings, te kon wees. Dat die God wat die heelal geskep het, vir 33 jaar kon hy net op een plek gewees het, op 'n slag. En hy het gesê, dis hoekom dit tot julle voordeel is, dat ek weggaan. Want as ek weggaan, en ek stuur hierdie ander trooster, en hy kom, dan gaan hy by julle almal gelyktydig wees. Ek dink baie keer as 'n ou aan hierdie goed dink, dan besef jy net, Here, u dood aan die kruis was 'n enorme prys, maar die prys wat u betaal het, die som totaal van die feit dat u uself kon beperk het vir 33 jaar in 'n menslike liggaam. Jy kan dit nie dink nie, dat die een wat hierdie liggaam gemaak het, en alles gemaak het, sê, ek sal kom. Dis die prys wat ek gaan betaal. Maar ek wil vir julle sê, die belofte van my Vader is, hierdie tyd is verby. As ek hemel toe gaan, dis verby wanneer die Heilige Gees kom, gaan ek nie net by een op 'n plek kan wees, op 'n tyd nie. Ek gaan by julle almal gelyktydig kan wees. Hierdie belofte is aan almal gelyktydig van toepassing. Om by julle te bly tot in ewigheid. Onthou dit. Ek en jy moet onsself herinner daaraan, dat die Gees van God bly in my en jou tot in ewigheid.
vers 17 sê, die gees van die waarheid. Wat die wêreld kan nie die gees van waarheid ontvang nie, want hulle wil nie die waarheid ken nie. Hulle is vasgevang deur die vader van die leuns, van die begin af. Dis net leuns, dis net verwarring in die wêreld daar buite. Hy sê die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hierdie, amper wil ek sê, taal wat ons praat vanoggend, die wêreld daar buite verstaan dit nie. Dit gaan vir hulle oor rande en sente en sukses en voorspoed en alles moet goed gaan en alles moet regloop. Hulle verstaan nie hoe dat iemand deur 'n moeilike tyd kan gaan, oorwinnend kan wees en nog steeds eer aan God kan gee nie. Want dit maak net nie sin nie. Dit vir die wêreld maak dit nie sin. En hy sê die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Sien, terwyl Jesus saam met sy disippels was, het hy by hulle gebly, maar hy was nie in hulle nie. Hy sê wanneer die Trooster kom, hy sê hy sal by julle bly, maar hy sal ook in julle wees. Is dit nie wonderlik nie? Is ons nie bevoorreg om in die dispensasie van die Heilige Gees te kan bly nie, waar God in ons kom woon? Die gees van die waarheid. Ek dink nie daar was 'n tyd in hierdie wêreldse geskiedenis wat ek en jy so nodig het om die gees van waarheid te hê om in ons te bly en ons te kan help, want ons lewe in 'n tyd van totale verwarring. Ek en jy het nodig om 'n gees van onderskeiding te kan hê, om reg van verkeerd te kan onderskei. Want wat reg is vandag is verkeerd môre, wat vir jou 100 jaar verkeerd was is vandag reg. Dis chaos. Ons kyk na die wêreld, ons hoef nie eens te sê. Ons weet almal hoeveel goed daar is. Ons wêreld is in 'n totale chaos. Wat help my en jou in hierdie tyd om ons koers te kan hou en reguit te kan bly stap? Die gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, maar ek en jy kan dit ontvang, want hy bly by julle en hy is in ons. Wat 'n belofte! Hy's nie net by ons nie, hy's in ons en hy's die gees van waarheid. Hy wys vir ons die verkeerde. En ek en jy moet so sensitief wees vir sy stem. As hy vir my waarskynlik sê, Laurie, hierdie ding, hierdie goed wat jy na kyk, hierdie goed wat jy lees, hierdie wat jy is 'n gevaararea, dan moet ek sê, Here, baie dankie. Dankie dat u gees van waarheid my u waarsku my. Hier's 'n probleem aan die kom. Ek moet luister, ek moet reageer op dit. Ek en jy het die voordeel dat die wysheid van God kom na ons kant toe. Ons moet dit net hoor en toepas. Want hy bly by ons, maar hy bly in ons. Die gees van waarheid. En daarom kan ek en jy, wanneer ons nie weet watter kant toe nie, en selfs wanneer ons nie, al dink ons weet watter kant toe, om nog steeds te hoor, Here, wat sê u gees van waarheid vir ons? Want is dit nie juist daai kere wanneer ons voete onder ons uit was, wat ons gedink het? Oulike besluit, ou seun. Niemand jy nou op die skouer klop nie, klop jy jouself op die skouer en die volgende moment, poep, jou voete onder jou uit. Ons het die gees van waarheid. Ons het die gees van waarheid. Dis die belofte van die Vader. En hy's nie net by ons nie, hy's in ons. Moet net ons ore oopmaak, dat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê, dat hy vir ons kan wys hoe ons het. En hierdie dat hy sê, hy sal by julle bly en in julle sal wees. Is dit nie wonderlik nie, hierdie intimiteit wat ons het met God, hierdie nabyheid, hierdie verhouding, hy's in ons, ons is een met hom, hy's in ons, hy's by ons. Dis hoe hy wil hê ek en jy moet lewe. Dis hoekom hy die belofte vir ons gestuur het. Dis hoekom die Heilige Gees gekom het, dat sy kinders een kan wees met hom. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, sê vers 18. En dit weet ons, Jesus woon in ons hart deur die werking van die Heilige Gees. So hy kom weer na ons toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe.
In die dag, vers 20, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is. In die dag, wanneer die Heilige Gees kom, sê hy, sal julle weet dat ek, Jesus, in my Vader is. En julle in my, en ek in julle. In die dag wanneer die Heilige Gees kom, want hy in ons kom, want hy kom woon in ons harte. Hierdie ding is te groot om te verstaan. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is. Die dag wanneer ek en jy waaragtig die Here Jesus leer ken, wanneer ons sonde bely en vergifnis ontvang, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Romeine 8 vers 16 sê vir ons, die Heilige Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Want sy Gees woon dan in my. Ek in my Vader, julle in my en ek in julle. Sy Gees. Die getuienis. Het ek en jy hierdie getuienis van die Heilige Gees dat God in my is. Dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in beheer is van my en jou lewe. Laat daar's nie twyfel daaroor nie. Ek hoef nie te dink. Ek weet. Want die Heilige Gees, the one alongside to help and to encourage, hy bevestig dit. Want die Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Dis nie 'n vrede wat ek en jy kan koop of kan maak nie. Of ek het dit of ek het dit nie. Want of God woon in my hart of God woon nie in my hart. Dis die belofte van die Vader, dat ek hoef nie te wonder wie's my pa nie. Wie's mense in hierdie wêreld wat ek wens ek het 'n beter verhouding gehad met my pa. Ek wonder wie is my pa dalk. My pa is dood terwyl ek baie klein was. Ek en jy hoef nooit as kind van God hierdie vrese te hê en hierdie wonder te hê, want ons weet, want die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat God ons Vader is. Die belofte wat hy gemaak het is waar in ons hart. Die Gees getuig saam met ons gees. Dit gee ons sekerheid. Ons weet, hoe sê hulle altyd, ons weet dat ons weet ons behoort aan die Here Jesus. Vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Ek sal my aan hom openbaar. Die Heilige Gees bring openbaring. Hy maak ons harte oop vir dinge wat ons nie verstaan nie. Kan ek vir julle lees wat sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs? 2 Korintiërs 3 vers 15 sê hy vir ons. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor ons hart. Hy praat hier met die kerk, hy sê, weet jy, wanneer Moses gelees word, dis die boeke wat hulle gehad het, die Bybel van daai tyd, die Ou Testament, Moses se wette en die briewe en die profesieë wat hulle gehad het van al die profete en die wet. Hy sê vir hulle, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor die hart van Israel. Daar's 'n sluier, daar's 'n gordyn, daar's 'n kombers daaroor. Hulle lees dit en hulle verstaan dit nie. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Dan word daai kombers, daai sluier, word weggeneem. Want wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar
daar is vryheid. En dit is wat Jesus hier sê. Hy sê, ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar, dat deur die werking van die Heilige Gees, kom leer die Here Jesus vir my en jou meer van homself. Ons lees sy woord, en skielik soos 'n lig wat aangaan. Ek het dit hoeveel keer gelees, skielik verstaan ek dit vandag, wat het gebeur? Hy het dit aan my kom openbaar, deur sy Gees. Die Gees, want waar die Gees van die Here is, waar die lewe van die Gees is, daar is vryheid. Daar waar die waarheid is, daar bring hy vryheid. So met ander woorde, hoe meer ek na sy woord toe gaan en na hom toe gaan en na sy opinie toe gaan, hoe meer klik het hier in my koppie en hoe meer begin ek het verstaan. En ek verstaan lank nie alles nie, en ons sal nooit in ons lewe iets verstaan nie. Maar wanneer gebeur dit? Wanneer gebeur hierdie openbaring? Wanneer ek hom lief het, wanneer ek hom die geleentheid gee, wanneer ek besig is met sy dinge, dat hy deur sy Gees aan my en jou hierdie openbaring kan kom gee. Van heerlikheid tot heerlikheid. En dis waar geestelike groei is. Dis waar die transformasie, die verandering in ons begin. Dis waar ons van die babaatjie wat die melk drink begin gaan na die vaste kosse toe, wat ons groei tot volwassenheid in die Here Jesus Christus. Want hy openbaar homself aan ons. Hy kom wys vir my, dis wat ek wil hê jy moet doen, dis wat ek wil hê jy moet los. Dis nie doen dit, doen nie dat, doen nee. Daar's hierdie liefde in my hart vir die Here Jesus wat meer en meer word. En hoe meer my liefde vir die Here Jesus word, hoe meer sien ek die nood rondom my raak. Van mense wat nodig het om hierdie boodskap van die Here Jesus te hoor. Want dis die enigste manier hoe die belofte van die Vader gaan waar word. Is wanneer mense besef ek het nodig. Ek het nodig om die Vader toe te laat om in my hart en in my lewe te kan inkom. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Jesus sê, dis great dat ons die Bybel het. Great dat ons almal in ons eie taal het, en hoeveel Afrikaanse vertalings al. Ons kan hulle almal hê, ons kan die eerste uitgawe van almal hê. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, dis nie die wat die woord het nie. Dis die wat sy woord bewaar. Ek en jy wat dit wat in hierdie boek vir ons geskryf is, lees en dit glo en dit doen. Ons almal se probleem, my probleem in kluis, is ek weet, ek lees hom, ek weet wat hy sê, dan doen ek wat ek wil doen. Maar werk het nie. Dink ek, Here, wat gebeur? Die wat sy woord bewaar. Die wat my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. Dis die bewys van ons liefde vir die Here Jesus. Dat dit wat hy vir ons sê, is dit wat ons doen. Want hy is ons Vader. Hy woon ons, hy sê vir ons om dit te doen. Hy sê, jou liefde bewys jy aan my, deur te doen wat ek vir jou sê om te doen. En die wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En dan is dit die ander Judas wat net sê, hoe is dit, Here, dat u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Jy sien, dit is die verskil. Die wêreld steur hulle nie. Hierdie boek het vir baie mense 'n enorme steen van aanstoot geword. Jy kan nie sê die Bybel, wie glo nou nog die Bybel vandag? My besluite, en die oorgrote meerderheid van mense in die wêreld sê, my besluite is meer werd as die wysheid van die Bybel. Ek doen wat ek wil doen. Baie keer ons, selfs al het ons die lig ontvang en ons ken wat, yes, is 'n riglyn vir wanneer ek dit nodig het, maar vir die res van die tyd doen ek my eie ding, lewe ek my eie lewe. Nee. Die wat Jesus lief het, sal sy woord bewaar. Dit lei tot die Vader se liefde. God kom na ons toe en hy woon by ons. Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis die belofte van die Vader. Ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy kom woon by my. Hy's by my. Elke dag, wanneer ek doen wat hy sê. Vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Die ou wat nie 'n verhouding met die Here Jesus het nie, hy steur hom nie daaraan. En dit moet ek en jy besef, baie keer dink ons doen goed, en
ons moet 'n standpunt hê. Maar om ons Christelike standpunt waarvan ons oortuig is, op 'n ongeredde wêreld te probeer afdruk. Hulle moet maak soos ons, hulle moet moreel lewe soos ons. Hulle kan nie. Hulle kan nie, want Jesus sê, hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie. Dis vir hulle, dis net 'n boek. Hulle steur hulle nie daaraan nie. Maar vir my en jou wat weet hier is baie meer as 'n boek. Ons is lief vir hom en ons hou ons lewe hier volgens. Hy sê en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is die van die Vader wat my gestuur het. Hy sê so die wêreld luister na Jesus se woorde en hy sê nee wat, maak nie vir ons sin nie. Ons luister na die woorde van Jesus en ons sê dis die woorde wat die Vader deur die Here Jesus in ons dag deur sy Gees in ons harte kom toepas. En dit is die verskil tussen die persoon wat die Gees van God in sy hart het en die een wat ongered is. Vers 25, hy sê, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy gaan ons alles leer en ons aan alles herinner. Al wat ek en jy hoef te doen deur die dag is te sê, Here, wanneer ons nie weet watter kant toe nie, leer my, herinner my. U woord bring dit terug na my toe. The one called alongside to help and encourage. Dan staan ek net terug en sê, please help and encourage. En dan bring hy die woorde van die Here Jesus terug na my toe. En skielik weet ek nie watter kant toe nie en daar kom 'n gedagte in my op. Hoe praat die Here met ons? Ek moet eerlikwaar sê, ek het nog nooit die Here in 'n hoorbare stem gehoor nie. Ek hoor dit partykeer ouens toe sê die Here vir my. Ek ervaar dit in my hart dat dit is God wat iets met my deel, maar ek het nog nooit die stem van die Here gehoor soos wat Moses gehoor het daar by die brandende doringbos. Daar is mense wat dit gehoor het en dit is wonderlik. En dis een van die goed waarna ons uitsien, sê Johannes vir ons, wanneer ons hom sal sien soos hy is. En hy gaan met ons praat en ons gaan met hom praat en ons gaan hom hoor. En ons gaan hom sien. En ons gaan hom beleef. Maar tot daai dag werk hy in ons deur sy Gees. En dis baie keer ek is in hierdie moeilike situasie en hier kom 'n gedagte en ek bid daaroor, ek stoei, ek weet nie watter kant toe, ek praat miskien met iemand, ek vra bid saam met my. En hier kom 'n gedagte in my. Dis God. Ek en jy moet dit toe, want hy sê ons die Gees van die waarheid. En hy help ons. Hy gee vir ons raad, hy gee vir ons wysheid, hy gee vir ons insig en ons beweeg in daardie rigting. Want die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En hy bring sy woorde terug na ons toe. Ek wil dit nou so eenvoudig amper maak, maar ek wil nog steeds baie respekvol wees teenoor God. Maar sy woorde, hulle is daar vir ons. Die Heilige Gees vat een en hy druk hom hier in my oor en laat ek kan hoor, want dis wat ek nou nodig gehad het. Ek sê, Here, dankie. Nie dat hy net daar is, en hy druk net in, hier, verstaan my mooi. Maar ek probeer hierdie goed vir myself in prentjies sit. Dis hoe dit vir my voel. Ek het nodig dat die Heilige Gees my leer. Hy vat die woorde van Jesus, hy kom druk hulle in my oor, dat ek kan hoor. Hy verlig my verstand, dat ek kan verstaan. Hoe moet ek dit toepas? En ek pas dit toe, en weet jy wat gebeur? Dit werk. Ek groei geestelik. Ek verander. Hy word vir my meer kosbaar, elke dag. Hy sal ons alles leer en ons herinner aan alles wat hy vir ons gesê het. En dan sluit hy dit af hier, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Sy nalatenskap aan ons. Dis deel van die belofte van die Vader. Vrede. Hy sê my vrede. Wanneer die Heilige Gees in julle is, vrede laat ek vir julle na. My vrede, hoe lyk sy vrede? Filippense 4
vers 7 sê vir ons, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis deel van die belofte van die Vader aan my en jou, deur sy Gees wat in ons woon, dat ek en jy te midde van woelinge en storms sy vrede kan en mag en moet ervaar. Want dit is sy belofte vir my en vir jou. Hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Ek en jy lewe in 'n mal wêreld, maar ons het nie nodig om iets te vrees nie, want die Heilige Gees is by ons. Die belofte van die Vader is in ons en by ons. Ons hoef nie te vrees nie. Ek en jy kan uitgaan in ons lewe met oorgawe lewe. Ons kan alles ingooi, ons hoef niks terug te hou nie. Want God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, het gekom met Pinksterdag, hy woon in ons, hy werk in ons, hy leer ons, hy praat ons, hy beskerm ons, hy bewaar ons, hy dek ons toe met sy liefde, en hy kom gee ons nog sy vrede ook. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Wat meer het ek en jy nodig? Asem om te lewe, om hierdie opgewondenheid en entoesiasme wat God se Gees in ons hart geplaas het, om dit uit te dra na buite toe. Want daar is nie nog iets wat God vir ons moet kom gee en kan gee nie. Want hy het sy som totaal vir ons gegee, want hy sê hy kom by ons bly. Hy bly by ons en hy woon in ons. Dankie vir so 'n Pa wat so 'n belofte gemaak het en sy woord gestand gehou het. Is dit nie wonderlik nie? Vandag vier ons die verjaarsdag van die kerk, omdat God se Gees nou hier tussen ons beweeg. Hy het met my gepraat vanoggend. Hy het van sitplek tot, hy het ons oortuig, hy het vir ons gesê, hier's 'n ding wat nie, daar's 'n so, miskien het jy lig gekry vanoggend, miskien het die Here hom aan jou geopenbaar rondom iets wat jy, ek weet nie, maar dit is vir my die wonder en die avontuur daarvan, want dis die Gees van waarheid wat in my woon en in jou woon. Kom ons wandel daarvoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is eerlik, ons is opgewonde. Ons is opgewonde oor dit wat U vir ons doen. Hierdie wonderlike verlossingsplan wat U reg van die begin af gehad het met ons. Dat U Gees in ons woon. Saam met ons is. Dat ons U vrede kan ondervind en ervaar. Dat ons verander kan word en verander word, dag vir dag, word ons vernuwe. Ons verstand sê Romeine vir ons gedagtes, maar ons harte en ons leefwyse ook. Soos U dinge aan ons openbaar deur U Gees, soos U vrede in ons harte heers, soos U Gees ons herinner aan die woorde van Jesus, en ons dit toepas in ons lewe. Here, ons is so dankbaar. Daar's niks meer wat ons kan verwag van U. Daar's niks meer wat ons nodig het nie. U het alles vir ons gegee. Mag ons onsself kom oorgee aan U Gees, dat U in en deur ons kan lewe en kan werk en kan doen dit wat U vir ons wil